Goeiedag, dit is vir my verskriklik lekker om jou welkom te heet by die Week van Gebed 2026 van die NG Gemeente Kudusrand. Dit is so 'n voorreg om aan te sluit en deel te wees van 'n bepaalde reeks wat uitgegee is deur die Christelike Lektuurfonds en wat deur baie kundige persone opgestel is. Dan word 'n mens ook sommer so deel van 'n wyeer groep mense wat oor dieselfde temas uiteindelik ook nadink. Die tema uit Openbaring 2 en 3 van kyk, ek kom met die wolke. Gaan oor in Openbaring 2 en 3 oor die briewe aan die 7 gemeentes in die destydse Klein-Asië, deesdae se Turkye. Baie mense was mos nou al daar rond by daardie gemeentes binne in daardie verskillende stede, iets van die ruïnes daarvan al gaan besoek en iets gaan beleef van daardie tyd. Jesus wat deur Johannes wat die briewe moet skryf, 'n boodskap deurgee aan die 7 verskillende gemeentes. Fokus op elke gemeente, maar uiteindelik is wat waar is van een gemeente kan dalk ook waar wees van die ander ene. So kan hulle ook inderdaad by mekaar leer. Nou, die wotum wat ek vandag met jou wil deel, kom uit Openbaring, hoofstuk 1, vers 7 en 8. Kyk, hy kom met die wolke, en al die mense sal hom sien. Ook hulle wat hom deurboor het, en al die volke van die aarde sal oor hom in selfverwyd weeklaag. Ja, dit is seker. Ek is die Alfa en die Omega, sê die Here God, hy wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede word vir jou geskenk van Christus Jesus ons Here, van God ons Vader en ook gebeur dit alles deur die kragtvolle werking van God die Heilige Gees. Tema Openbaring 2 vers 1 tot 7 vandag, kyk ek kom in die wolke, hou aan, groei in jou eerste liefde. So kom ons gaan kuier 'n bietjie vir die oomblik by die gemeente in Efese. Skryf aan die boodskapper, anderswoorde aan die leraar van die gemeente in Efese. Natuurlik ook die leraars wat in die hande van die Here gehou word, waarvan die eerste gedeelte ook sou kom praat. Dit sê hy wat die 7 sterre, die leraar, in sy regterhand hou, en wat tussen die 7 goue kandelare rondgaan. Ek ken jou dade, jou inspanning en volharding. Ek weet dat jy slegte mense nie kan verdra nie. Daarom het jy daardie mense wat sê dat hulle apostels is, maar nie is nie, getoets, en hulle as leenaars uitgewys. Verder hou jy aan om te volhard, en het jy terwille van my naam baie verduur, sonder om moeg te word. Maar ek hou dit teen jou, dat jy jou eerste liefde versaak het. Onthou, dan waarvandaan jy uitgesak het, en bekeer jou, en word dit draai om. Gaan doen weer wat jy vroeër gedoen het, iets van hierdie 180 grade draai, nee. Anders, as jy nie tot bekering kom nie, sal ek na jou toe kom, en jou kandelaar van sy standplek af verwyder. Teken gewoon, ek sal die gemeente toemaak. Maar dit tel in jou guns, jy haat die dade van die Nikolaïte, wat ek ook haat. Laat die wat ore het, luister na wat die Gees aan die gemeente sê. Aan wie oorwin, sal ek die ete gee van die boom van die lewe, wat in God se paradys staan. Dit vat jou sommer mos hierdie woorde terug, lang terug in Genesis 3, wanneer die mense in daai tyd Adam en Eva gesondig het en geëet het van die boom waarvan hulle nie mag eet het nie, die boom van goed en kwaad, en hulle uiteindelik dan uit daardie wille mense paradyslike toestand moes uitgaan, en daar wagte sou wees van engele wat keer dat hulle nie meer, dat hulle nie dalk per ongeluk sou kon eet van die boom van die lewe en vir altyd sou lewe nie. En nou is die belofte hier
vir hierdie gemeente en vir hierdie mense, aan wie oorwin, sal ek die ete gee van die boom van die lewe wat in God se paradys staan. Met ander woorde, om werklik die ewige lewe te kan hê. Kyk, ek kom in die wolke, hou aan groei in jou eerste liefde. Het al baie gewonder as die Here kyk na ons almal, na al ons gemeentes, die wyse waarop ons funksioneer. Dit wat ons sou kon nalat, wat ons nie doen nie, die mate waarin ons ongehoorsaam sou kon wees, nie regtig die doel bereik wat ons behoort nie, die eer nie aan God gee wat ons behoort nie, om die hoof van die kerk laat wees, soos wat hy dit in die werklikheid is nie, ons nie optree volgens die identiteit van wie ons in Christus Jesus geword het nie. Hoekom sou die Here ons gemeente se lamp op die stander hou? En tog wil die Here die lamp op die stander hou. Waarsku hy eerder? Want hy wil die lamp op die stander hou. Hy wil dit so hê. Nou kom ek gesels 'n bietjie saam met jou rondom hierdie tema van kyk, ek kom in die wolke. Daarom moet julle bly groei. Nou Efese was 'n pragtige hawe stad geweest. Ek het dit nog nooit gesien nie, maar weet hierdie tipe van inligting. Dit was geleë op die destydse hoofverkeersweë van daardie antieke, van daardie wêreld. En het vanweë sy belangrikheid ook uitgestaan as die lig van Asië. Nou, in daardie tyd was een van die sogenaamde 7 wonders van die antieke wêreld ook daar gewees, en dit was nou die tempel van hulle heidense godin gewees, die godin van die liefde, Diana, wat ook Artemis genoem sou kon word. Nou, in daardie stadium het daar ongeveer 300.000 mense in die stad gewoon. En veral vanweë die ligging was dit 'n taamlike kosmopolitaanse plek geweest. Met ander woorde, dit beteken eintlik dat mense van oral oor, as jy nou praat van 'n hawe stad, wat gebeur? Mense kom van oral oor en kom word mos nou deel daarvan en bly in daai plek. Maar nou is dit mos maar in die wêreld so dat almal nie gelowig is nie. As daar 300.000 mense in die stad is, beteken dit nie dat almal gelowige mense is nie. Want die Christelike gemeente het daarom met dit maar 'n klein minderheid van die stad gevorm. Belangrik ook is dat die liefling apostel van Jesus, Johannes, wat ook die skrywer was van Openbaring, dat hy die leraar van die gemeente gewees het by geleentheid. En Maria, die moeder van Jesus, 'n lidmaat sou gewees het, want ons weet mos Jesus het dan Johannes die opdrag gegee om na sy ma te kyk, om te sê, vrou, seun, daar is jou ma, en van Maria sê, vrou, daar is jou seun, en van daardie dag af het Johannes haar in sy huis geneem. Nou, daar was ook ander baie bekende, befaamde leraars van die top predikers, wil mense amper sê, van die tyd, soos Paulus, wat daar sou gepreek, en ons weet van al die werk wat Paulus daar gedoen het, wonderlik, as 'n mens net dink, want sy afskeid en handelinge ook waarvan gepraat word. En dan Timoteus, Apollos, die prediker par excellence, hulle almal het in daai tyd daar opgetree. Maar die brief, Jesus se brief, ons praat van Jesus se brief. Johannes moet neerskryf, maar dis Jesus se brief. Want hy hou die leraars, en dit gaan dan ook na die leraars van die gemeente, die sterre, die mense wat belangrik is in daai tyd, nie sterre soos in glansfigure nie, maar mense wat diensbaar uiteindelik behoort te wees en leiersposisies moet wees. Daar is soveel mooi in julle gemeente, dis die eerste deel waarvan hy praat. Die gemeente in Efese het uit die aard van die saak, soos baie plekke, ook maar 'n tipe van 'n opdraande stryd gevoer. Dis mos 'n heidense stad, dis 'n heidense wêreld. Dit is nogal moeilik om te survive, om te oorleef binne in 'n wêreld waar dit moeilik is en daar baie heidene is. En Jesus sê in vers 1 dat hy deeglik daarvan bewus is. So sê hy wat die 7 sterre in sy regterhand vashou en wat tussen die goue lampe rondgaan. En daarmee sê hy dat hy die 7 leraars van die 7 gemeentes in sy hand hou en dat hy tussen die gemeentes teenwoordig is. So sien hy wat besig is om te gebeur, die uitdagings wat hulle ook het. In die beeld van die goue lampe beklemtoon hoe kosbaar die gemeentes
vir hom is, want hoekom wil die Here die lampe op die standers hou? As ek die vraag in die begin gevra het, want die gemeente is ook met sy bloed gekoop, is die getuienis waarvan Jesus ook die hoof is in hierdie wêreld. En dan noem hy 6 mooi dinge wat hy in die gemeente raak gesien het. Eerstens, erken julle onvermoeide arbeid. Dit was 'n bedrywige gemeente met 'n bedrywige en 'n brandende sending ywer, sou 'n mens sê vir daai tyd. In Handelinge 19 vers 19 lees ons van die heidense boeke wat hulle by geleentheid verbrand het. Hulle sê die waarde, die geskatte waarde daarvan was ongeveer 50.000 silwerstukke. En vandag se geldwaarde eintlik R1 miljoen. En na hulle bekering het hulle ook van die afgodsbeeldjies ontslaag geraak. En die wat hulle geld daar uitgemaak het, het hulle inkomste vrywillig verbeer. Ken julle volharding, sê die Here. Die gemeente het met die skryf van die brief reeds 50 jaar bestaan. En nou ja, soos ons sê, dis nie maklike tye nie. Die woord wat Jesus gebruik verwys oorspronklik na 'n stewige dakstruktuur wat sterk staan wanneer die winde waai. So, hulle kan volhard, hulle kan uithou in moeilike tye, stewig gevestig. Julle kan nie slegte mense verdra nie, sê hy, is die volgende ding. Die gemeente in Efese het met ander woorde erns gemaak met die suiwerheid van hulle geloof. Hulle het nou nie die Heidelbergse katekismus, die Dordtse leerleers, die Nederlandse geloofsbelijdenis gehad en die algemene geloofsbelijdenis en al daardie dinge in hulle hande gehad nie, maar hulle geloof in die Here was gevestig ook, soos die woord uiteindelik ook deurgekom het na hulle toe. Hulle het erns gemaak met die suiwerheid van hulle geloof. Dan word dit nie sommer enige iemand as lidmaat toegelaat nie. Dan die volgende een is, julle ondersoek ingestel na die mense wat voorgee dat hulle apostels is en dit nie is nie. En gevind dat hulle leenaars is. Dan word daar baie mense wat hulle kan voorgee in daai tyd as apostels, wat sê, ons praat met die gesag van die Here, ons is ook gestuur. Hoe baie mense wat dit in vandag se tyd nie ook sommer net gemaklik sou doen nie, en mense sou kon mislei, soos iets van dit waarvan, ek dink Matteus 24 uiteindelik ook praat. Gemeente het nie sommer enige iemand op hulle kansel toegelaat nie. Predikers is getoets. Elke leerstelling is gemeet aan die belydenis van Jesus en die apostels. En dan word die Nikolaïte nogal spesifiek genoem hierin, 'n groep sogenaamde Christene wat geleer het dat 'n mens Christen kan wees en steeds ook afgodsdiens kan bedryf, daaraan ook kan deelneem. Dis oukei. So om met jou voet in die Christendom te staan en aan die ander kant maar ook die afgode te kan hê. Mense wat beweer dat onsedelikheid geen invloed op jou geestelike lewe het nie, terwyl 'n mens weet dat dit het. Die gemeente het hierdie leerstellings verwerp en niemand van die Nikolaïte toegelaat nie. Julle het baie in my naam verduur, sê hy. Gemeente is vervolg en hulle moes baie deurmaak terwille van hulle geloof. Hulle is selfs sosiaal uit die samelewing gestoot. 'n Gemeente word maklik gemarginaliseer as jy anders lewe, na die grens toe gestoot. Hulle is nie die gewildste vir die oomblik in daardie tyd nie. Julle het nie moeg geword nie. Is ook 'n positiewe getuigskrif vir 'n gemeente nie. Julle het nie moeg geword nie. 'n Gemeente getuigskrif vir 'n gemeente wat na 50 jaar van vervolging nog steeds vasgestaan het in die heidense wêreld. Dit het nie moeg geword nie, te midde van dit alles. Maar dan kom die uitdaging. Moet net nie ophou groei nie. Moet net nie ophou groei nie, en ophou groei waarheen? Moet nie ophou groei in die liefde nie. En die liefde wat hulle vir die Here het nie. Na al die mooi dinge wat Jesus noem, spreek hy een saak af wat hom verskriklik bekommer, en dit is waarskynlik belangriker as al die lof wat dit vooraf gaan. Julle het my nie meer so lief as in die begin. Is dit nie so nie? Soos in die huwelik nie, waar jy klomp goed kan reg doen, maar waar die liefde verkoel het. In Efese was die formele sake aan die orde. Gemeente wat mooi kon aan die orde lees. Hulle het steeds teen die sonde opgetree,
anders geleef as die heidene rondom hulle, maar hulle liefde het vervlou. Daardie vurige liefde wat hulle eens gedryf het om die toorboeke te verbrand, was gewoon net nie meer daar nie. So kan ek en jy mos baie besig wees in die kerk. 'n vol program het. Kyk sommer net na ons kalender, nê. Hy is so vol naderhand dat jy nie plek het om ander goed neer te skryf nie. 'n vol program, bedrywig wees met die dinge van die Here. En tog nie meer met die Here van die dinge besig wees nie, soos mense eintlik geëik sou sê. Aan die ander woorde, die gloed van ons liefde vir die Here kan eintlik stilweg verdof. Selfs terwyl alles uiterlik nog mooi reg is. 'n kerk kan briljant georganiseerd wees, baie standaarde handhaaf, en tog agteruit gaan as die liefde afneem. En as die proses nie omgekeer word nie, wat gebeur? Die kerk sterf. Die kerk sterf. As jou passie in die lewe vir iemand sterf, dan sterf die verhoudings, dan sterf 'n hele klomp dinge. Die passie, die liefde moet daar bly. Ons is dikwels vinnig om foute te vind en ander. Maar stadig om ons, baie keer ons eie flouheid, lamheid raak te sien. Dis 'n eeue sonde, nê, dat ons eie lamheid daar kan wees. Ons moet die hand in eie boesem steek. Liefde is nie net 'n onderwerp om oor te praat of om seminare oor te hou nie. Liefde vra optrede. Is maklik om seminare te hou. Is maklik om baie te praat. Maar dit vra optrede. Liefde is dade. Liefde is 'n werkwoord. Liefde is om in die koue op te staan en met die liefde van Jesus na 'n sieke toe te gaan. Om kospakkies te gee, klere uit te gee, te deel. Vir iemand van Jesus te vertel. Ware liefde vra altyd 'n offer. Dink altyd aan die woorde van Romeine 12 op grond van die groot genade van God, groot ontferming van God. Gee julle self as lewende en heilige offers wat vir God aanneemlik is. Dis die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie wêreld gelyk word nie. Maar laat toe dat God julle verander, deur julle denke te vernuwe, dan sal julle weet wat goed en reg en aanneemlik is. Ons moet onthou wat Jesus se liefde omgekos het. 'n totaliteit daarvan. Jesus se liefde vir jou en vir my verkoel nie. Dit word nie minder nie, daarom dat die lamp nog altyd op die stander staan, nê. Baie keer gaan dit weg by gemeentes. Verskillende redes. Nie altyd omdat die Here dit nie meer daar wil hê nie, maar omdat daar verskeie redes is hoekom omgewings verander en mense verhuis en naderhand bestaan daar nie meer plek en mense nie, en dan sou gemeentes naderhand ook agteruit kon gaan en enigsins met ander gemeentes begin saamwerk of 'n ander vorm van bediening uiteindelik ook kon kry. Maar Jesus het die heerlikheid van die hemel verlaat om onder ons te kom woon. Sy aardse lewe was 'n offer. As hy nie bereid was om dit te doen nie, was ons nie vandag verlos nie. En was ons kindskap met God nie herstel nie. Wanneer ons weer stil word en besef teen watter prys ons verlossing gekom het, sal daar nuwe dankbaarheid groei. En die dankbaarheid is die dryfkrag vir ware liefde. En Jesus waarsku die gemeente. Hy waarsku hulle, as hulle nie tot inkeer kom nie, kan hy die lamp van die stander afval. Wat het van Efese geword? Ek was nog nie daar nie, soos ek sê. Maar wat ek weet, is dit daar vandag niks van die gemeente oor is nie. Net hier en daar is daar ruïnes wat aandui dat daar eens 'n florerende gemeente moes gewees het. Weet nie, miskien het hulle nie Jesus se waarskuwing ernstig opgeneem nie. Ons weet nie presies hoe dit ontwikkel het nie, maar tog belangrik om te verstaan dat dit ook moontlik kon wees. Omdat 'n mens hierdie prentjie het van vandag, van dit wat jy sien, en die ernstige waarskuwing van Jesus se kant af. Wat wil God vandag vir ons sê? Jesus vir ons sê. Presies dieselfde as vir Efese. Ons mag dink dat alles formeel in orde is. Dat ons lidmaatregisters in orde is en dat hulle op datum is.
Dis ons die moeilike goed. Wie is nog hier? Wie is weg? Wie is betrokke? Wie is onbetrokke? Waar is mense uiteindelik? Lidmaatregisters op datum. Gebou in 'n goeie toestand. Die funksionele van die gemeente presies half in orde. Amptenare om te funksioneer. Almal is daar, ouderlik. Die diakens is daar. Diensgroepe wat 'n mens mee werk, dis besig om te gebeur. Maar as die liefde ontbreek, beteken dit als niks. Kerkherstel kan in 3 woorde saamgevat word. Onthou, bekeer en doen. Onthou, bekeer en doen. Onthou wat Jesus vir jou gedoen het, vir my gedoen het. Toets jouself aan die liefde. Gaan weer terug en onthou waar jy vandaan gekom het, waar ons vandaan gekom het. Sê jy is jammer. En gaan leef daardie liefde. En kyk dan op, sê Jesus, en sien die oorvloed saam met God. Nou ja, as ons dan nou praat en ons sê dis ons week vir gebed, aan die einde van dit wat jy gehoor het vandag, gaan bid asseblief vir die volgende sake. Bid dat gelowiges in 'n tyd soos hierdie sal volhard. Bid dat daar teen goedkoop evangelie gewaak sal word, wat die wêreld in die kerk wil akkommodeer. Bid vir deursettingsvermoë in moeilike tye. Bid vir entoesiasme in die kerk, om ons roeping met vreugde, en om ons roeping met vreugde te kan vervul. Kom ons volhard. Kom ons hê deursettingsvermoë. Bid vir entoesiasme, maar die belangrikste is, bid dat ons sal groei, sal toeneem, ook in terme van ons ywer vir ons eerste liefde. Ons liefde vir die Here. Mag jy dit ook ondervind. Mag ons gemeente sommer blom in hierdie tyd ook, as ons ook introspeksie doen, oor hoe lief ons nog die Here het, aan wie ons behoort, wie se eiendom ons is. Here, dankie dat ons kerk kan wees, dat ons deel van die gemeente ook kan wees. Here, ons bid, dat ons as gelowiges in 'n tyd soos hierdie sal volhard. Want die uitdagings is geweldig. Here, wat van verskeie kante afkom, ons bid daarvoor. Here, ons bid dat die evangelie, die blye boodskap nooit goedkoop gemaak sal word nie. En Here, dat ons die wêreld sommer in die kerk op verskillende maniere wil akkommodeer en naderhand verby die waardes sou leef van dit wat werklik waar vir u waardes is. Die kans is daar, dat ons altyd aan die reformeer sal wees, om terug te keer na u woord toe. Here, as dit moeilik gaan met ons, op fisieke vlakke, verskillende plekke, help ons, ook in terme van veiligheid, ekonomie, werkloosheid, alles, dat ons, die uitdagings van die tyd, dat ons deursettingsvermoë sal hê. Mag ons ook entoesiasme in ons kerk en ons gemeentes ook hê. Mag u koninkryk ook inderdaad kom in ons elkeen se lewe. So bid dat u verheerlik sal word in Jesus se naam. Amen. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en hy sal vir jou sy vrede gee. Mooi dag, mooi week vir jou. Ek hoop dat jy deel van hierdie proses kan wees. Groete.